Maar wag, Anne was tyd, sodat ons kan sien wat Carol se onthou, onthaal en ontspandisse vir vandag is. Kyk of jy kan raai wat is ons onthou item vir vandag. Ek dink dis songedroogde tomaties. Jy is verkeerd. Dis sagte oondgedroogde tomaties. So dis amper so songedroogde tomaties, dis net in die oond gedroog. Ja, maar dis sag. Maar hy is so veelsidig om in jou spens te hê, want jy kan hom gebruik in slaaië, in sous en selfs vir antipasti en nog makliker om te maak. Ons gaan begin deur die roosmarintakkies en timitakkies net op ons bakplaat te sprei. Dit vorm basies 'n nesie vir die tomaties sodat al die vochtigheid wat in hom is af kan val of af kan drup en die tomatie nie daarin kan stoom nie. Die tomaties gaan ons dan in die halfte deursny en die oopkant na bo plaas op die nesie. Ons gaan dan die tomaties sprinkel met lekker olyfolie, maar nie seker so lekker goeie olyfolie, gaan net die geure meer uitbring. Swart vars gemaalde peper, lekker grove sout en dan knoffelhuisies net in die halfte deurgesny, nie opgekap nie. Alles dit gaan net bydra tot lekker geur wat in die droë tomaties gaan wees. Hierdie is een van daai kosmaakprosesse wat nie in 'n japtrap gebeur nie. Beplan dus dalk dat jy dit deur die nag doen, want dit neem 6 ure by 60°C om te droog en 'n leeragtige voorkoms te bereik. Carol, tot die bak het gekrimp. Wat het gebeur? Presies wat moes gebeur, die tomaties het uitgedroog en ek het net 'n kleiner bak gebruik. So ons gaan dit nou in 'n gesteriliseerde houer plaas. Tomaties is lekker uitgedroog en dan gaan ons dit optop met 'n goeie olyfolie wat dit net langer gaan preserveer en dit sal omtrent so 3 tot 6 maande in jou yskas hou. Bespaar tyd deur sommer 'n klomp op 'n slag te maak en uit te deel as geskenke. Vir haar volgende dis het Carol besluit om forel te gebruik. Hierdie olierige vis is familie van salm. Forel is nogal uitspattig. Hierdie moet seker ons onthaalgereg wees. Ja, maar om jouself en jou gaste bietjie te bederf het ons besluit om 'n dulle gepreserveerde forel te doen wat bedien word in 'n geurende tomatiewater of selfs op konsumei as jy vir hulle wil beïndruk. Ons gaan begin deur die forelfilet 'n bietjie te sprinkel met die vodka, maar sal jy solank ons die dulle opkap, hulle so lekker fyn opkap. En dan gaan ons 'n preserveermengsel maak en dit bestaan uit grove sout, suiker en swart peper wat lekker vars gemaal is en as jy klaar gekap het, gaan ons die dulle byvoeg. Dan gaan ons die preserveermengsel net 'n lekker egalige laagie bo op die vis bak. Dis mos die sout en die suiker wat die vis preserveer. Ja, die suiker en die sout is hidroskopies, so hulle trek al die vog uit die vis uit en dan preserveer dit basies die vis bietjie langer, maar die vodka omdat hy so hoë alkoholinhoud het, gaan hy tot 'n graad ook die vis 'n bietjie gaar maak. Nou gaan ons die vis net toemaak met die folie, net die kante toevou, net seker maak dat daar geen van die voggies wat uit gaan uitloop nie. Daarna gaan ons 'n kapplank bo-op plaas en 'n gewig om hom af te weeg. Bakstene werk ook goed. Die hele idee is om basies die vis te kompakteer met al die geure wat ons daar bo-op gesit het. Nog een wat vooraf moet gebeur, want dit oornag in die yskas, word omgedraai, weer vasgepak en gaan dan terug yskas toe. Wel, hierdie filet was nog vir 12 ure in die yskas en ek het hom net in sy porsie grootte gesny. Hy gaan nou bedien word met 'n lekker geurende tomatiewater. Ek gaan nou begin deur hierdie tomaties in 'n voedselverwerker te gooi. Die tomaties is rof opgekap en moet net seker maak dat hulle is lekker ryp en plomp, want hoe meer vog hulle het, hoe meer tomatiewater gaan jy daaruit kry. Hierby saam gaan ons nou die vodka, die knoffel, swart gemaalde peper en dan ook lekker grove sout en dan laastens 'n halwe koppie vars basiliekruidblare. Dit word nou almal saam verwerk tot 'n fyn puree en daarna gaan nog 'n bietjie vodka bygaan en dit gaan nog so vir 10 sekondes verwerk. Om die water van die puree af te skei, gaan ons dit nou deur 'n mousseline-lappie giet. Die mousseline-lappie is dik genoeg om die puree agter te hou en dun genoeg om die water te laat deurdrup. Ons gaan dan die punte bymekaar vasknoop, 'n hakkie insit en dan gaan ons dit in die yskas sit so 6 tot 8 ure en toelaat om te drup in die bak in. Die vloeistof word dan saam met die gepreserveerde forel bedien. Om vis so te preserveer, dateer uit die middeleeue, toe vissermanne, veral in die Skandinawiese lande, dit onder die sand begrawe het om te fermenteer. Gravlax is vandag 'n tradisionele dis van die streek en 'n salm wat met suiker, sout en dille gepreserveer word. Die geurende tomatiewater word nou gewoon om die forel in 'n diep bord geskep. En dan is dit tyd vir nog 'n oulike idee van Carol. Om die bord af te rond gaan ons hierdie kersie tomaties daarin sit en dit is gevul met vodka en dan was hy weer gevries geweest. So jy het nou 'n lekker tekstuur en dan nog geure wat jy daar kan optel. En dan heel laastens 'n bietjie dille. Baie spoggerig. Die gevriesde tomaties help om die konsumei koud te hou. Dille se smaak herinner aan karwysaad. Gebruik dit vars in soppe, pickles en met gepreserveerde vis soos hierdie, want dit verloor baie geur as dit gedroog word. Ons gaan vandag ontspan met 'n tamatie, bocconcini en polpet gebak. O nee, Carol praat dit Afrikaans, anders gaan ek glad nie kan ontspan nie. Wat is tamatie, mozzarella kaas en worsfrikadelletjies gebak. Dis beter.
Hier het ek my warm bakplaat en daarin gaan ek nou voeg my grofgekapte eie en grofgekapte spek en 2 rolierblare en dit gaan oontoe teen 250°C voorverhit en basies gaan ons net wag totdat die spek lekker bros is. Is die kos nog nie reg nie? Sjoe, maar jy's haastig, Willie. Nie haastig nie, honger. Goed, maar jy's nou net betyds, jy kan nou vir ons lekker help om die kos te maak. Help. Laas jy my dan in die kombuis gehad het nie. Moenie strei nie, trek net aan. En hierso, jy gaan nou vir ons lekker frikadelletjies maak uit die wors uit. Basies gaan jy net die maalvleis uit die dermpie druk en frikadelletjies daarmee vorm. Ek gaan gou die kruisies in die tamaties sny en bietjie gee jy om te kyk of die spek al reeds bros is. Polpet is Italiaans vir frikadelle, soos ons in die Duitsers vleisbolletjies noem. In Nederlands staan dit as gehaktballetjies bekend. So wat dink jy van my poging? Nie sleg vir 'n tuinier nie. Maar die spek is nou lekker bros. Ons gaan net die tamaties mooi ophak en seker maak dat die bakplaat lekker vol is. Daaroor gaan ons 'n bietjie olyfolie gooi. En dan die rede hoekom ek die snytjies gemaak het in die tamaties redelik diep, is omdat later as hy geblister het, dan kan ons net maklik die velletjies verwyder. Ag, kyk net hoe pragtig lyk hulle. Wel, ek dink hulle lyk so mooi omdat hulle so mooi gegroei het. Ag, dit moet seker maar dit wees. Maar sodra ons nou al hierdie velletjies afgetrek het, gaan ons nou lekker vars kruie byvoeg en dit is roosmaryn en oregano, 'n bietjie sout en peper oorgooi en dan Willie se perfekte polpette. 'n Weekie dan gaan ek nou weer terug oontoe moet gaan. Toe. Vir die laaste stap is daar bocconcini nodig. Dit is klein bolletjies mozzarella kaas wat van die melk van waterbuffels gemaak word. Vervang gerus met ander mozzarella as jy dit nie in die hande kan kry nie. Dit lyk so lekker. Al wat nou oorbly om te doen, is bocconcini kaasies insit, ongeveer so 5 minute oontoe net tot dit smelt en dan is dit reg om op te dien. Maar julle kan so lank gaan sit, ek is nou by julle. Iets interessants oor tamaties. Al eet ons dit as groente, is dit in botaniese terme 'n vrug. En weet julle dat daar reeds in 2008 al 130 miljoen ton van die veelsidige vrug wêreldwyd geproduseer is. Lekker. Willie, ek moet sê jy het my baie beïndruk vandag. Wel, tuinier kok tuinier, 'n ou van vele talente, né? Beslis, maar ek dink jy het my albei baie beïndruk vandag. Drink al. Ja, so. Onthou die resepte is soos altyd op Pasella se webblad. Met die maklike drukfunksie is 'n kopie vir jou inkopieslys letterlik net 'n klik ver. Geniet die heerlike Oktober tamatiefees.